Dankie julle wat almal hier by mekaar is oor die formatiewe assessering. Dit is almal sulke bekende gesigte. Dit is lekker om julle weer te sien. Party van julle het ons by die Summit gesien, so dit is baie lekker om julle weer te sien. Ek het vir julle hierdie op die Facebook, ag ten minste op die WhatsApp groep gesit. En dit het ek by iemand gekry wat binne 'n ander organisasie is wat oor hierdie dinge ook dink. En die sê toe vir my dat kinders kan formatiewe assessering doen en dit is hoekom ek hierdie ding daar geskryf het. En toe ek dit nou daar sien, toe begin dit vir my geweldig te hinder. Nou ek wil net hierdie temaatjies, some wat jy op die Summit gebruik het, dat ek nou net so bietjie aangepas het. En nou wil ek eers dit vir mekaar sê. Ek gaan so bietjie na die wiskunde toe neig, maar hierdie is vir enige vak en ek wil hê ons moet agterna daaroor praat oor die ander vakke want ek weet hier is grondslagfase mense ook hierso. Okay. So as jy enige vak wil bemeester of enige tema eerder, né? Dan moet jy dit doen korrek volgens die kurrikulum. Nou dis nou 'n kind wat nou dit maak nie saak nie die voedselsoorte leer of geografiese kaarte of tipe voedsel of of vorms of wat ook al in grondslagfase. Nou om dit te kan doen, moet die kind die eerste stap, moet die kind daaroor dink. En dan moet die kind doen. Nou kom ek vat sommer die voorbeeld oor voedselsoorte. So volgens die kurrikulum in die handboek staan daar, die kind moet die verskillende voedselsoorte ken. Nou wil die kind gaan dink, wat is die voedselsoorte en wat ek met die doen bedoel is, en in thinking tools taal beteken dit, die kind gaan vir jou, waar gaan ek nou heen? Die kind gaan vir jou, en daai ook uithaal, gaan vir jou 'n tree map teken, wat iets soos hierdie gaan lyk en bo gaan geskryf word voedselsoorte en dan hierso koolhidrate en proteïen en vette en wat die boek nou ook al sê, vitamiene en wat. Okay, goed. Dan moet dit geassesseer word volgens die doelstelling wat in die kurrikulum sit. So 'n vraag sal dan tipies in 'n vraestel 1 2 3 4 5 punte tel as hulle vra dat dit genoem moet word. En lys word vir die punte. En kom ons sê die kind het nou nie al 5, die kind kan nou net 3 van die 5 onthou. Dit sal dan beteken dat die kind moet diagnoseer of selfs ek meen eintlik ook tydens die leer, want hierdie is nie vir eksamen, hierdie is die kind se eie assessering. Dan moet die kind terug gaan sê, wag net so 'n bietjie, ek kort daai. So dit is dan ook die remediering wat gebeur, sodat die kind dan nou uiteindelik weer deur hierdie paadjie kan gaan om dit te kan doen. Goed. So wat nou gebeur is, as 'n kind, ek wil net gou-gou al hierdie goed te doodmaak, as 'n kind hierdie doen, hierdie ken wat ek nou vir julle gewys het, en dan weet die kind, ek sê hy gou hierdie uitvee, dan weet die kind wat is hierdie kriteria hierso. Dan weet die kind wat dit is en die kind weet om dit vir jou te gee en dit nie en waar die kind tekort kom. Ek wil net so hoor wie nou 'n mond hier wat kan praat. Daarna praat jy 'n bietjie met my. Hallo Leandri. Stem jy met my saam, as 'n mens assesseer, Berna, dan moet jy teen 'n kriteria assesseer. Ja. Ja, die kriteria sal wees jy moet die 4 voedselsoorte ken en dan assesseer jy. Okay, maar goed, kom ek praat nou 'n bietjie verder met jou. Stem jy met my saam dat 'n kind wat dit nou nog nie ken nie, het nie die kriteria nie? Ja, hy het dit nie. Ja, okay. Goed, jy gesels lekker, so ek gaan nou maar met jou praat hierso. Goed. Sê net vir my,
Berna, weet jy wat is die duidelike verskil tussen summatiewe assessering en formatief? En jy mag sê nee. Dis hoekom ons hier is. Jy Eintlik mag is sê die nee. antwoord nee, maar mag ek raai? Jy mag raai, ja, raai. Formatief klink soos dit met iets soos 'n kort. Ek weet nie, dit met 'n kort klink soos 'n opsomming of dit met 'n tipe van 'n kort. Ek weet 'n korter assessering wees. Formatief klink baie formeel. Ja, Okay, weet jy, dis goed. goed Okay, punt. kom. Okay, kom ons kom gou op dieselfde bladsy daarso. As ek sê summatief, sien jy die woord sum daarso? Ja. Sien jy die woord optel daarso? Ja. Sien jy die woord in die eerste toets het ek 48% gekry, in die tweede toets het ek 52 gekry en nou het ek as 'n gemiddeld 50% gekry. Sien jy dit as ek sê summatief? Ja. Ja, ek sien dit. Okay, goed, so summatief het te doen uiteindelik met dit wat op die rapport staan. Okay, goed. Formatief, en dit is maar hoe ek dit sien, gaan oor vorm en ontwikkel. So shape, vorm en ontwikkel. Okay, goed. Sê vir my Berna, so wanneer vind summatief plaas vir die eksamen of tydens die leer? Vir die eksamen. En wanneer vind formatief plaas? Tydens die leer. Okay, nou gaan ek jou 'n trick question vra. Is 'n klein toetsie summatief of formatief? Is dit 'n klein toetsie in die klas wat die juffrou vra? Ja, dis toetsie. Seker summatief. Jy's heeltemal reg. As punte by en daarom is dit summatief, né? En hy word teen 'n kriteria gemeet. Want dit is 'n toetsie. Okay, goed. En formatief, ons gaan nou formatief sien en hoe hy werk. Formatief vir die kind nie die kriteria nie en dit vind tydens die leer plaas, né? Maar dis kom ek praat net gou 'n bietjie met jou oor my en Berna, né? Elke vraag wat Berna hier vir my antwoord, is ek besig om dit te assesseer ja of nee? Ja. Okay, formatief of summatief? Formatief. Formatief, want ek gee nie vra 80% of 30% vir haar antwoord nie. Nou, okay, goed. Yes. Is sy bekwame, as ek die woord so stel, om vir die vrae wat ek haar vra formatief te assesseer? Ja. Wag net 'n bietjie. Ek het vir haar gevra, wat is summatief en wat is formatief? Toe vat sy 'n raai. Kon sy haarself geassesseer het? Nee, maar dit was 'n raaiskoot. Kan jy sien sy het absoluut geen kriteria nie. Ja. En ek gaan dit vir julle net nou in 'n video wys hoe dit gebeur. Okay, goed. So kan die kind op enige stadium, Marissa, formatief assesseer? Nie op enige stadium nie, nee. Op geen stadium nie, want die kind beskik nie oor enige kriteria nie. Kan die kind Marissa op een of ander stadium summatief assesseer? As hulle reeds die kriteria gekry het en reeds die leer ken, as hulle deur die proses het en sê okay, dis nou hierdie 4 soorte goede maak ek voedsel op en nou kan ek my assesseer. Maar tydens die leerproses, en dit moet ons baie mooi verstaan, kan die kind nie formatief, die kind kan nooit formatief assesseer nie, want hy het nie die kriteria nie, hy is nog on his way to the journey. Ek kan julle nou sien, toe ek nou hierdie gesien het wat ek vir julle net nou gewys het, né? Sê ek, maar hier's 'n fout. Wat hulle hierso sê is, dat dit is die kind se responsibility om formatief te assesseer. En dit kan nie. En is die onderwyser om summatief. So hierdie mense is geweldig eksamen gedrewe en hulle is heeltemal blind
vir wat hierso aangaan. Hulle sien dit nie raak nie, hulle weet nie wat gaan er op aan nie. Okay. So wat ek nou gedoen het, ek het eers gedink om vir Leandri, ek het oor Leandri praat en wie's nog hierso, Marista is hierso en Elma is hierso. Dit is my en waar was Wilma? Wat daar sê, hallo Wilma. Hulle is my spesialis onderwysers. En ek het gedink om eers vir haar en vir Elma in 'n rolspel hier op te sit. Maar toe het ek in Leandri het 'n klas gedoen in wiskunde graad 9 gewees. En toe speel hierdie wat ek vanaand vir julle wil doen, soos 'n fliek voor my op. En toe besluit ek maar ek gaan dit doen. Okay, nou weet ek almal van ons is nou nie heeltemal algebring vir wat nie. En ek wil nou vir Leandri vra, die sommetjie wat in die klas onder andere ter sprake is, om die som te doen, maar nou wil ek eers vir Berna 'n vraag vra. Berna, as Leandri nou hierdie som vir ons gaan uitpak, gaan sy formatief of gaan sy summatief assesseer? Formatief. Wag nou net so 'n bietjie. Sy is die juffrou in die klas. Okay, Sy dan ken, okay, summatief, ja. dis summatief, sy hoef nie te leer nie, né? As ek haar nou op 'n ander journey vat wat sy nie ken nie, soos wat ek julle nou hier vat, dan is dit dan sy nie summatief of formatief doen eintlik nie, né? Ja, dis 'n interessante ding. As jy nie die werk ken nie, kan jy nie formatief of summatief assesseer nie, maar jy kan altyd nie formatief assesseer nie as 'n leerder. Okay, goed. So ek gaan nou vir die Leandri vra vir my hierdie som te doen en sy gaan hom, julle weet mos wat is inner speech and thinking tool taal. Sy gaan soos wat sy hom doen, gaan sy vertel wat sy doen en hoe sy uitkom. Om twee redes, ek wil hê julle moet verstaan hoe die som gedoen word in 'n thinking tool manier, maar ook sodat ons as ek die video speel van die kinders, dat julle kan sien waar sit hulle die pot mis, maar ek gaan net nou by die pot mis insit. Okay, Leandri, gooi vir ons daai sommetjie en dan praat jy vir ons om deur. Ek dink ek het vir jou, ja, jy kan vir my sê, so doodgewoon kan jy nou daai sommetjie doen. Daar Okay, sê so- dis die som. Gooi Ja, nou, so hè? die som wat ons in ons graad 9 klas gedoen het nou die dag. En die eerste ding wat ek hierso sien is dis 'n breek. So dis basically 'n deelsom. So dis my eerste gedagte hier. Ons het 'n deelsom en ons het 'n klomp goetertjies bo en ons het 'n klomp goetertjies onder en dit sê vir my ek kan hom dalk in 'n bridge map gaan sit. En ek kan wat bo is uitkanselleer met wat onder is. En ja, so ek het 'n negatief bo en 'n negatief onder. So dit sê vir my ek gaan dalk bietjie met negatiewe werk. 12 bo en 'n 8 bo. So ek gaan probeer kyk waarmee kan ek bo en onder deel om hierdie kleiner te maak, te vereenvoudig. So een ding wat die kinders dalk moontlik kan hierso probeer dink is hulle gaan moet oplos. En hulle gaan moet uitfigure wat is A se waarde en wat is B en wat is C, maar ons kan dit nie doen nie want ons het nie 'n vergelyking nie. 'n Vergelyking het altyd 'n is gelykbaan. Hierdie ene het nie. So ons wil basically net vereenvoudig. So as ons kyk na ons getalle, om daai en daai te vereenvoudig, kan ons dalk deel met -4 bo en onder. En dan kan ons kyk na die A's. So die A tot die mag 3 beteken ons het bo almal A. En onder het ons Skryf dit net 'n bietjie neer, dat ons dit net sien, Leandri. Hoe lyk daai almal A? Ja, kan ek sommer dit in 'n bridge map sit, Kas? Ja, dis lekker.
Nou terwyl sy besig om die bleachmap te teken, hierdie goede kan ons in grondslagfase doen, ons in grondslagfase, vra vir Antoinette, sy sit hierso, ons het wiskunde vraag 3, 2 en R, doen jy dieselfde goede, net op baie selfde vlak, op 'n ander vlak. Dankie, Leandri. Ja. So daai A tot die mag 3 gaan A mal A word. En dan onder het ons net 1A. En dan by die B's het ons bo 2 B's, so dit gaan B mal B wees. En dan onder het ons 7, so dit gaan B mal B mal B mal B mal B mal B mal B wees. Dink laat ek net gou my platform groter maak. Okay, en dan die C's het ons 1C onder en 1C bo. En dan het ons nie 'n D bo nie, maar ons het 'n D onder. En dan nou kan ons begin uitkanselleer op elke platform. So hierso het ons gesê kan ons deel met -4 bo en onder. En dit gaan dan vir ons 3 op 2 gee. Hierso het ons, omdat ons 1A onder die lyn het en 1A gaan hy uitkanselleer met een van die A's daar, en dit los ons met A kwadraat bo, A mal A. En dan by die B's het ons 2 B's bo, wat kan uitkanselleer met 2 van die B's onder, en dit los ons met 1, 2, 3, 4, 5 B's onder. En dan die C en die C gaan uitkanselleer, en dan het ons 'n D onder. Ek het 'n foutjie gemaak, daai ene moet op 2 wees. So ons antwoord is op die ou einde 3. Kan julle sien, ekskuus, maar hou jy net 'n bietjie vas, kan julle sien, sy het self die fout raak gesien, Berna, wat ek net nou gesê het. Onthou die 2 voedselsoorte nie onthou nie, nou kan sy dit self regmaak. So het die kriteria. Okay, good. Andri. En nou gaan kyk ons maar net wat het ons bo en onder wat oorbly. So bo het ons 3A kwadraat wat oorbly en onder het ons 2B tot die mag 5 en 'n D wat oorbly. Okay, Leandri, vertel net vir hulle wat is die shortcut reël van hierdie som bo? Ja, so die shortcut reël is as jy eksponente het en jy deel, so A, ons kyk net na die A's gedeelte. Jy het A tot die mag 3 bo en 'n A onder. En daai A se eksponent, omdat hy nou eintlik nie eksponent het nie, is sy eksponent 1. En as jou grondgetalle dieselfde is, A en A, dan kan jy, en omdat jy deel, kan jy jou eksponente aftrek. Wat vir jou A kwadraat gaan gee. Wat het jy uitkanselleer wat hoe is onder? Ja. Ja, en dis hoe ons by die B tot die mag 5 uitgekom het, want ons het die 2 bo die figure out gedoen dat 5B net 5 moet onder wees. Okay. Goed, Leandri, baie dankie. Goed, nou gaan ek vir julle 'n klas gee, maar ek wil eers oor die klas praat. Ons thinking tools kinders, sit met kinders wat uit die skoolstelsel uitkom. Nou ek wil nou nie veralgemeen nie, maar hulle kom uit ons stelsel uit julle skoolstelsel uit. Okay, goed. So ek sê altyd vir die kinders, iemand wat ons het wat nie die werk ken nie, is heel waarskynlik omdat hulle nie op hierdie manier geleer het nie. En so dit is ek veronderstel hulle gewoonlik wat gebeur is die onderwysers in die klas, iemand se klank, ek dink is al by Elmarie, ek weet hulle net, probeer vir hulle die wiskunde verduidelik soos 'n oordraad, kan ek nou nie daarmee ook nie. Probeer dit vir hulle verduidelik, en jy kan nie vir iemand 'n som verduidelik nie, die kind moet die som self doen, en dit is wat julle nou hierso gaan sien. Nou die eerste, ek het so ietsie uitgesny, nou gaan julle sien, Leandri vra vir die seun, hoe word hierdie som gedoen?
is 'n nuwe kind wat nou so 3 weke by ons is. Hy's dadelik uitgebal en hy sê dit so, sy parkeer hom so bietjie en dan gaan sy daarin, maar ek wil hê julle moet agterkom en dit is hierdie vaardighede wat ek nou vir julle gaan wys, wat ek soos in my hart en elke een van julle wil sien en elke onderwyser sien, want dit is moontlik, né? Wat 5 jaar terug kon Leandri dit nie gedoen het nie, toe sy wiskunde verduidelik, né? En in haar opleiding met thinking tools het sy so 'n vlak bereik dat sy daai kinders heeltyd formatief kan assesseer en scaffolds gee. Goed, so ek gaan hom so 'n bietjie gooi en dan kan ek dalk op 'n stadium daar sê ek maar net gou hier insit dat julle kan hoor wat daar aangaan. Die klank nie hard genoeg is nie om julle net skree. Goed, daar is nou die nee, dis nie wat ek van dit nie. Ekskuus, het ek nou net gou daai klas van kry met nou hierdie kant toe gaan. Daar sy. Goed, daar's reg. Okay, goed, hier begin ek om nou te speel. Wat sien jy? Juffrou, ek verstaan nie hierdie algebra nie. Alright, Sanel, kan jy my help? Dit is algebraïese vergelykings. Okay, ek stop nou net hier. Onthou julle, die hand het gesê dit is nie 'n vergelyking nie, maar die kind het nie die kriteria om te weet dat dit nie 'n vergelyking is nie. Nou moet Leandri haar kry om self insig te kry dat dit nie 'n vergelyking is nie, want 'n is vergelyking het 'n is gelyk aan teken. Ek speel aan. Is dit 'n vergelyking, sê jy? Ja, Wat het 'n vergelyking altyd? juffrou, dit het, nee, ek weet nie. Kan ek help? Annika? Dit is algebraïese uitdrukkings, want daar's nie is gelyk aan nie, so dis nie 'n vergelyking. Yes, 'n vergelyking het altyd 'n is gelyk aan. Stem jy saam dan nou? Ja, juffrou. Okay. Ek stop net hier, ek wil net optel, Berna, jy stem met my saam. Die kind kan glad nie formatief assesseer nie, en wat Leandri hier doen is sy is besig om te formatief te assesseer en van daar af bepaal sy wat die kind nie kan nie en dan gee sy haar scaffold. Ons op dieselfde bladsy, Berna. Ja. Okay, gaan ons aan. So kan ons as ons 'n vergelyking het, kan ons hom oplos. Sanel, wat dink jy? Ja, juffrou, ek dink so. Alright. Nou wat van hierdie ene? Kan ons hierdie vergelyking, ons het nou eintlik klaar gesê dit is nie 'n vergelyking nie. Kan ons hierdie ding oplos? Ja, juffrou, ons kan. Wat beteken dit om iets op te los? Juffrou, jy maak dit makliker. Jy Okay. kry 'n antwoord vir iets. Alright. Nou wat beteken dit as ons sê ons kry 'n antwoord vir hom? Juffrou, jy daar sal staan. Ek weet nie hoe anders om dit te verduidelik nie. Okay, so as ons sê nou maar 'n vergelyking het wat sê 2x plus 3 is gelyk aan 9. Ja, juffrou. Wat beteken dit as ek sê los op? Juffrou, jy gaan figure uit waar daar staan. Okay, so is dit al wat jy gaan doen wanneer ek vir jou sê jy moet hierdie vergelyking oplos? Nee, juffrou, jy gaan 'n antwoord kry vir die vergelyking. Vir die vergelyking. X uitwerk. Jy gaan x uitwerk. Okay, nou sê gou vir my, is dit wat ons hier gaan doen? Ons gaan die onbekendes wil uitwerk. Maar dis wat ek nou vir jou vra, is dit moontlik om die onbekendes uit te werk? Kan ons uitfigure wat is A, B en C en D? Ja, juffrou. Hoe? En die Andri, kom ons kyk of ons vir hulle so 'n som kan gee wat nie A, B en C het nie en of hulle hom kan vereenvoudig. Wat speel hom net so bietjie aan dat juffrou Leandri nou hier geskryf het en daai som 1. Juffrou, dis albei 'n breek. Ag meneer, ekskuus.
Okay, dis goed. Wat moet jy met die onderste geskryfde breek doen as die opdrag vir eenvoudig is? Okay, ek dink ek gaan hom voorlopig eers hierso stop en dan moet julle praat en dan wil ek graag hoor wat sê julle oor formatiewe assessering. Want toe net stem jy met my saam en hoor my hart as ek praat, né? Die kinders is clueless en jy weet hoe ons met daai graad 3's gesukkel, né? Hulle het geen formatiewe assessering nie. En stem jy met my saam Antoinette dat die kinders se sukses en onthou ek het net so 5 minute van 'n uur gespeel, hang af van hoe goed die juffrou is of die meneer is om die kinders te scaffold totdat hulle uiteindelik self die kriteria bemeester, soos die juffrou, die meneer. En dan eers kan hulle summatief sê, wag, ek het verkeerd afgetrek hierso, of dit is nie 'n vergelyking nie, dit is 'n deelsom. En dit Stem is saam, groot ontdekking dat binne die kritiese denke omgewing waarin ons beweeg, is ons hoofrol eintlik formatiewe assessering. Die hele klas deur vat ons die kind. En ons kyk toe sy gesê het, toe sy nou afgegaan het van die kan nie die A of die B waarde gee nie. Toe gaan sy af en sy gaan doen eers iets anders en dan kom sy weer terug. So, totdat die kind so spitsry uiteindelik self dit bemeester, want dit help nie vir Leandre om dit vir die kind te vertel nie, want weet julle wat? Dit wat ons vir die kinders hier probeer leer is, ek wil amper sê 1 miljoen keer al deur die onderwysers gepraat, te vertel, want ek praat nie uit my mond uit nie, ek hoor mos die onderwyser sê, Bonita, ek het hierdie al vir 'n kinders duisende kere gesê, en dan wragtig kyk hoe lyk hulle punte, dit het nie gevat nie, nou wanneer gaan ons leer dat dit nie gevat het nie? Ons moet nou begin leer dit vat nie, ons moet die kind deur hierdie paadjie vat, totdat hulle self die som doen, op die einde, dan doen hulle die som self, soos wat Leandre nou gedoen het. Ons moet hulle pitch, waar is hulle, en hulle 'n scaffold gee. En dit is wat julle in die Thinking Tool kursus leer, hoe om dit te doen. Maar hoor my hart, dit is nie genoeg nie. Daarna moet ons jou verder vat, om hierdie vaardighede wat Leandre en Isel en was Alma en Marista en Alma het en al die ander wat ons hierdie kinders kan vat dat hulle self op die fiets klim en ry. Vivia, ek sien jy klap so 'n bietjie daarso. Wil jy nie bietjie met ons praat nie, want ek is nog so 'n bietjie moeg vir my eie stem. Ek soek nou so 'n bietjie van julle. Wat sê julle? Ek moet bietjie hoor. Enige ene. Bonita, jy lyk vir my lus om iets te sê op. Ek wonder net, soos wat julle nou verduidelik, dit is amazing en mens probeer dit heeltyd in jou klas doen om hulle half die regte vrae te vra sodat hulle self kan dink. Maar as 'n onderwyser met 'n sekere kurrikulum weer eens, waardeur jy moet kom, is dit partykeer so 'n bietjie van 'n gejaag en jy wil dit net vinnig vir hulle wys dat ons net soos bietjie kan aanbeweeg na die volgende een, want daar's soveel goed wat moet in daai tyd klaar. Maar ek besef ook die waarde daarvan dat as hulle dit eers verstaan, dan gaan die boublokke is dan daar en dan gaan die vorentoe kurrikulums vinniger gaan, want hulle verstaan daai dele. So ek dink is net 'n bietjie van 'n onsekerheid oor hoe om dit die regte vrae te vra, maar vinnig genoeg sodat jy dat hulle nie te lank dink nie, dat hulle tog deur alles kom. Okay, ek gaan jou nou net 'n vraag op daai ene vra. Hoeveel tyd dink jy weke spandeer jy aan hersiening in jou klas? Ek is by 'n online skool, so daar's nie tyd vir hersiening nie. Ons hoop maar dit wat ons geleer het vasgesteek. Okay, goed.
Okay, is daar iemand hier wat in 'n gewone skool is wat vir my kan sê hoeveel weke spandeer julle aan hersiening? Gooi Marisa, jy is gemute. Ek het nou 'n volle seker 2 weke aan hersiening gespandeer. En dit is in my Afrikaans tweede taal en my tegnologie met die kinders. Okay, goed, dan kom ons vat nou net taal, né? So ek kan nou vir jou sê wat het sy gedoen. Die kinders leer van graad 1 af woordsoorte. En het jy woordsoorte weer gedoen, Marisa? Nee, ek het actually nie. O, okay. Want ek het die kursus begin doen. Okay, goed. Maar jy hoor wat ek sê, hulle doen woordsoorte elke jaar en nooit leer die kinders om self die fiets te ry nie. So Ek het op dit gebou. Hoe sê jy? Ek het op dit gebou. Op hulle Jy het op vorige dit kennis gebou, ja. gebou. Ja, okay. So wat gebeur is jy moet besluit wanneer as jy as jy 'n kop styf maak, is daar altyd 'n trade-off, né? Jy gaan wen en jy gaan verloor. So jy moet besluit, wil jy nie kom ek vra jou ook 'n ander vraag, Brita, maar gaan hierdie een ook beantwoord. Weet jy, of ek gaan eintlik 'n stelling maak, weet jy dat as die kind klaar die som gedoen het soos Leandri dit gedoen het, dan het ons 'n redelike goeie idee dat die kind kan die som doen. Ja, definitief. Okay, goed, want dis soos fietsry, voor jou fiets gery. Okay. So ons weet wat ons kinders gaan doen. Die res weet nie. Kan jy sien ons het daai versekering. Plus omdat ons tyd in die begin insit om waar eintlik elke tema die fondasie reg te kry. Sit ons nie met krisisbestuur en ons moet nog dit doen nie, want die kinders leer, onthou die brein kan leer om te figure out en dit is waarheen ons gaan. Met hierdie selfe persoon wat ek nou hierdie gesprek gehad het, ons 'n lang gesprek gehad oor selfregulerende leer. En die mense van selfregulerende leer sê, selfregulerende leer is nadat die kind se werk nou in die klas behandel is, dan moet hulle besluit wat gaan hulle eers doen en hoe gaan hulle dit leer. Dit is 'n lyflike ding. Dis nie 'n kop ding nie. Jy hoor. Met thinking tools gaan jy sê ek gaan 'n tree map doen en dan gaan ek 'n bridge map doen en dan gaan ek 'n double bubble map doen. Dit is kognitiewe dinge. Okay, so dis die ander ding wat se wiele ook heeltemal afkom is die selfgerigte leer, want selfgerigte leer val dan heeltemal plat. As hulle nie het, so wat ek eintlik wil sê is, sodra jou kind kan begin selfregulerend leer, dan kan hulle goede self begin uitfigure. En dan maak jy hulle weg, los van jou af, dat hulle net gebruik om te leer, want dit is mos hulle tyd wat hulle moet gebruik, en dan onthou, binne thinking tools glo ons dat leerders met mekaar kan leer. So ons leer hulle om mekaar se maps te help doen en trek ensovoorts. Ras, gaan jy opgee as ek iets sê asseblief? Asseblief Leandri, kom in. So, net op wat Bonita nou gesê het oor die tydsaspek daarvan en dat ons 'n kurrikulum het wat ons moet deurwerk binne 'n sekere tyd. En as 'n mens nou so daaraan dink, as jy 'n huis bou, jy pak jou eerste laag bakstene, dan pak jy bo op dit jou tweede laag ensovoorts en daar gaan jy. As jy jou eerste laag bakstene so gaan pak, maar jy's so haastig en jy weet jy moet nou hierdie eerste laag bakstene pak voor hierdie tyd verby is. En dan pak jy dit net gou-gou en nou pak jy dit sommer skeef en jy kyk nie mooi wat jy doen nie en nou wil jy die tweede laag begin pak en nou pak jy en jy's net so haastig. Jy moet gou-gou jy moet hierdie tweede laag bakstene pak want jy moet klaar kry voor hierdie sekere tyd. En dan naderhand pak jy jou derde laag en jou vierde laag en jou vyfde laag, maar op een of ander stadium gaan jy kom by 'n punt waar daai hele huis in mekaar gaan sak en jy gaan 'n niks werd huis hê nie omdat jy haastig was. So ek verstaan heeltemal wat julle sê. Ek is self in daai situasie waar jy moet deur die kurrikulum kom. Jy moet maar net. So nou moet jy nou maar afjaag. Maar ek het 'n ding in my wat ek doen is ek beweeg nie aan totdat al my kinders dit het nie.
ek kan nie aanbeweeg nie. Dit beteken ek is soms agter, maar dit help nie, jy pak jou eerste laag bakstene so hastig, en dan gaan jou tweede laag bo op daai eerste laag, en dan is alles skeef, en alles is net wonky, en op die ou einde val jou huis in mekaar nog voordat jy die dak opgesit het nie. Want net omdat jy jou curriculum wil klaarmaak nie. Dit help nie die kinders nie, dan kom hulle in graad 12 en hulle kom nie matriek deur nie, omdat hulle nie, en ons werk ook nou nie almal met die tipe kinders wat nou nie matriek gaan deurkom nie, maar party van ons dalk, wat kinders wat sukkel, wat basiese wiskunde nie kan doen nie, omdat in graad 1 en 2 en 3 en die hele, alle jare vorentoe tot en met graad 11 toe, was dit net hastig, kom ons gaan aan, ons maak dit klaar, maar niemand het gestop en gevra, maar hoorie, so kan jy actually hierdie goeters doen, voordat ons aanbeweeg na ons volgende topic toe nie. Ekskuus, Bonita, praat? Nee, ek sê dit is so, dit maak baie sin. Ek dink as die bakstene reg gelê word, dan raak die jare vorentoe net makliker vir die kinders ook. Ja. Andre, hierdie reël van die aftrekking deel, is dit graad 8 werk of 9 werk? Graad 8 en 9, eintlik maar. Maar bedoel, kan julle sien, kan julle sien, ja nee, maar kan julle sien, daar's nie 'n graad 8 basis nie, né? Omdat die onderwysers die tyd gejaag het. So as ons nie begin om formatief te onderrig nie, en heeltyd te bepaal, waar is die kind en hoe moet ek die kind op 'n volgende vlak kry, want weet jy wat, jy wat die kriteria ken, jy is al spesialis wat daai kind in die klas het, om te kom waar die kind moet wees. Die kind kan nie sonder jou nie. Ja, want daai is 'n afsom. En daai graad 9 kind wat ek eers gevra het, vertel vir my wat in die som aangaan. Het net reguit prompt uitgesê, hy weet nie wat hier aangaan nie. Maar dis 'n graad 8 som. En is nou einde graad 9. Hy gaan nou amper graad 10 toe en hy kan daai som nie doen nie. Dis nie rooi ligte. Kan ek ook iets sê, oom? Asseblief, Antoinette. Ek is op universiteit. So ons kry die kinders dan, ek is by oudeursvlak rekeningkunde, maar nie. Dan is daar kinders wat honeursvlak is. En as jy die vrae begin vra, dan kom jy agter. Hulle kan nie basiese wiskunde doen nie. Hulle het iewers daar al van die pad afgeval, maar as gevolg van hoe die stelsel werk, het hulle so langs die pad deurgekom en dan kom hulle daar op honeursvlak en dan kan hulle dit nog steeds nie doen nie. So, jy skiet hulle in die voet for the rest of time. So, dis baie belangrik. Ja. En kom ek sê vir julle so, ek is al jare wat ek onderwysers bemagtig. Ek het nog nie een onderwyser gekry wat ons gekry het by die departement omdat hulle thinking tools doen nie, of hulle stadiger deurgaan nie. Hulle is net, ek wil dit so stel, dat word dan bly dat daar iets in die klasse gebeur. En die kinders begin leer. Ekskuus om gas. Yes, Tarin, gooi. Ek is by Fields College in Rustenburg en ons is 'n thinking school en baie van die departementele personeel se kinders is by ons in die skool en ons gebruik nogal baie thinking maps en van die maar thinking school is mos nou heeltemal bietjie anders as oom se beginsels en die departement loop ons drempel deur en ek kan regtig getuig en sê hulle het glad nie 'n probleem daarmee nie. Hulle vat ons boeke, hulle monitor dit. Die skool probeer al die personeel bemagtig om dit te gebruik, maar dit vat maar stadig want nie almal koop in die visie in nie. En dis partykeer die groter probleem. Ja. En dit hang van jou skool se bestuur af. En dit is alles of niks weet. Maar ek moet net gou sê oor my thinking tools. Ek thinking schools, ek lei van die thinking tools, van die thinking schools so onderwysers op en thinking tools, dan gaan dit beter, maar dis 'n ander gesprek vir 'n ander dag.
Ja, ek kan ook net gou-gou vir oom sê, dis nou heeltemal van lyn af. Ek het oom se boodskap aangestuur na ons hoof toe en toe sê ek vir, dis nou ongelukkig in Afrikaans want sy's 'n Brit. So sy verstaan nie, sy verstaan bietjie Afrikaans en toe het sy self gesê sy onthou ek het 2020 vir haar vertel van oom en op 'n stadium wil sy kyk om oom in te kry. Ja, ek gaan nou in die weke gaan ek na 'n Cambridge skool toe. Wat doen ja, dan ons het nou 'n Engelse kursus ook daarin. Sal oom vir my daai Aanlyn. inligting kan stuur, dan kan ek Ek gaan dit dit vir jou vir stuur. haar Ja, deurgee. ja, vir jou stuur, ja. Dit nou hierdie jaar die eerste keer. Okay. Dankie. Goed. Dankie oom. Right, kom ons kry so 'n bietjie, julle ken my, so 'n bietjie takeaway self. Jy kan ook 'n woord sê as jy wil. Berna, wat het jy wys geword hierso? Ek kan nou lekker op jou knoppie druk want jy het nou lekker met my gesels. Ja, ek dink definitief die belangrikheid van dat 'n kind self moet ontdek en leer en dan daai ontwikkeling wat plaasvind, dit stel jou in staat om enige iets anders ook op daai manier as jy 'n probleem het om 'n oplossing vir dit te kan kry. So ja, nee, ek meen en ek meen soos Leandre dit verduidelik het, wens ek was my juffrou gewees. So daai hele uiteensetting, dit is ongelooflik. Dit maak dit net so maklik en eintlik lekker en gee selfvertroue. Ja, dis reg. Berna is 'n tuiskoolma. Dan in die Kaapie Wester, kom al 'n lang paadjie met haar. Marisa praat met my. Ja, ek is nou besig met ons kursus, amper klaar met hom, so dit val nou baie goed in by wat ons nou reeds geleer het by die res van dit. En hoe belangrik dit is om die kinders te scaffold en hulle te lei en te begin by die begin. En hulle dan deur die proses te vat. En wanneer jy dit dan doen, dan ontdek hulle en dan sien hulle eie foute raak. En dan selfs jou swakker leerders wat agterkom hulle kan iets doen wat hulle nie geweet het hulle kan nie. En dis wat vir my lekker is. Dan aan die einde van daai, dan besef hulle wat hulle kan doen. Want dit kom als van hulle af. Okay, ek hou daarvan, maar dis nou begin leer lekker te word, want ek hoef nie meer, die juffrou hoef nie weer vir my 'n sterretjie op my voorkop te sit nie. Ek sit homself op want ek het daai fout reggemaak self. Precies. En dit is waar ons verskriklik sterk is, omdat ons die kinders se interne wat nou met die van kontrole hulle gee en sê laat waai met jou eie locus van kontrole. En gaan dan, want jy het al klaar die gevoel gehad dat dit lekker is en dat jy kan vorentoe gaan. Ek kon dit sien, dit was asof daai kind net die glimlag kon jy nie keer nie. Ja. Daar's hy self. Ek wil tog net elkeen bemoedig en sê, weet jy wat, hoe meer jy thinking tools gebruik, hoe makliker raak dit. Moet net nie ophou om dit te gebruik nie. Om met vra kom later natuurlik. Jy kan dadelik daai kind se dink sien in jou klas. En omdat jy kan sien waar hulle is en waarheen hulle beweeg en hulle dink, kan jy 'n vraag vra om daai dink te navigeer. En dit maak dit so die moeite werd, want daar's 'n ander tipe verhouding wat begin. Daar's 'n vertrouensverhouding waar hierdie kinders, omdat jy hulle vertrou om te dink, vertrou hulle jou meer. En dit groei en dit is nie beperk aan enige ouderdom nie. Ek werk met voorskoolkinders en ons kry dit reg. So dit is regtig die moeite werd om partykeer voordat jy bereik 'n plafon of breek net deur. Hou net aan, Marissa. Want dit later is dit natuurlik en dit gebeur in millisekondes. Wat jy met 'n kind kan help deur net vrae te vra. Ons doen langdeel wat 'n moeilike konsep vir graad 4tjies is. En dit vat hulle 20 minute om langdeel onder die knie te kry.
net deur vra. En dan later sê jy net vir hulle, wat is die antwoord op my volgende vraag? Jy vra nie eers 'n vraag nie. En hulle dink die vraag uit. Kan jy dink hoe empower jy 'n kind wanneer hy sy eie vraag kan uitdink? So dis regtig die moeite werd. En dan wil ek jou uitnooi, word deel van die volgende groep spesialiste wat ons oplei. Kontak ons, want ons stap 'n pad saam met jou om jou te kry op 'n specialist level. Dankie, Kas. Dankie, ek weet iets byvoeg. Onthou, in die hele proses het jy agtergekom hoe hou Leandri die kinders veilig. Kyk, hulle kom met die weirdse antwoorde daar. Maar hulle word gehoor en hulle word geluister. Met ander woorde, ons ag hulle as mense. En die oomblik wanneer jy 'n mens ag as 'n mens, kan jy, maar jy moet my hart hoor, want hierdie goed kan jy nie fake nie, né? Dan kan jy met daai mense toer, want dan 'n verhouding. En 'n verhouding is priceless, jy kan hom met niks anders te val nie. So, jy sal sien Leandri, al wat sy gedoen het, is, sy het in die breë, die groot prentjie, sy het verhouding gebou, en sy het niks content gegee nie, niks. Sy het net verhouding gebou, en scaffolds gegee. En dit maak ons professie priceless. Iemand vir 'n laaste opmerking. Oom Kas? Annelien gooi. Ek is nou meer in die kleuterskool ding en so aan, maar wat ek graag vir die veral hoërskool juffrouens ook wil sê is groepswerk is eintlik ongelooflik, want jy vat jou sterk kinders om die ander te scaffold waarmee jy sukkel. Dan kom jy met 'n hele groep vinniger deur die werk omdat jy heeltemal die dinamika van die klas verander. En hulle leer partykeer, soos ons nou gesê het, baie meer by mekaar as wat hulle noodwendig jou altyd eers te hoor. En as mens hulle leer om vir mekaar leidrade te gee in plaas van antwoorde van die begin af, dan het jy heeltemal 'n dinamika waar almal Eureka oomblikke kry. En waar jy eintlik vinniger deur jou kurrikulum kan kom, want jy deel jou, jy as juffrou is nie die enigste een wat die scaffolding gee nie. Jy het 5 of 10 kinders wat jou help om die scaffolding te gee vir die ander 10 of wat ook al wat sukkel. En op die ou end van die dag kom jy vinniger eintlik by jou antwoorde uit. Jy is so reg, aan die einde van die maand kry jy nog jou volle salaris check. Hulle kom nie en hulle vra deel van jou geld omdat hulle deel van jou werk gedoen het nie, nee. Nee, verseker. En die ding is, en dit kom terug wat ek dink haar naam is Isel gesê het, jy weet, daai vertrouensverhouding tussen die kinders, maar ook met die juffrou, maak dat jy dinamies baie vinniger groei en baie vinniger jou volgende tema se werk kan aanpak, want almal het ingekoop en almal is gereed om weer verder te leer en almal voel hulle wen. Want op die eind van die dag, elke keer as jy sukses bereik, dan is jy lus vir die volgende stap. Maar elke keer wat jy sukkel, dan het jy soveel meer motivering nodig om vorentoe te gaan. Ja, jy is reg, en ons het nie eens vanaand gepraat oor sosiale leer en emosionele intelligensie wat met al hierdie goede gepaard gaan wat eintlik priceless is, nee. Maar is daar nog iets wat ek wou by dit bygesê het? O ja, hoekom werk dit in die klein grade, as jy sê, kom nou maatjies, maar as hulle graad 7 is, dan kan jy nie sê, hey, julle kom, laat ons nou saamwerk nie. Wat het van daai maatjies geword? Selfde ding. Maar die onderwys het dit verloor, want hulle jaag die curriculum.
Dit was 'n wonderlike aand. Dit was vir my wonderlik om dit wat ek ontdek het wat vir my groot was, met julle te verdeel het. Leandri, baie dankie dat jy al eergister belê het. Daarin het ek jou so lekker kon gebruik het. Mag dit met julle goed gaan en kom praat met ons. Ons is regtig die oopste organisasie wat daar is. En ons wil eintlik hê julle moet ons kom praat sodat ons met julle kan praat, sodat ons julle kan oplig van dit na ons wêreld. Mag dit vir julle 'n geseënde en 'n rustige aand wees. Ons kuier weer op 'n volgende webinar. Dankie julle. Goed gaan, tata. Julle